Ons is in ons tweede week van ons reeks oor hoe om te bid. Nou, hierdie is nie jou tips en tricks van, okay, dit moet so lank wees en ek moet hierdie woorde gebruik en nie. Hierdie is 'n bietjie 'n dieper delf oor hoe ek en jy as gelowiges moet bid. Nou, die eerste ding wat ek wil sê is, en dit is so half die tema vir vandag, is gebed gaan nie oor jou nie. Dit gaan nie oor my en jou nie. Gebed gaan oor die feit dat ek en jy 'n heilige koning nader. Dat ons nader kom aan 'n heilige koning. Nou, dalk moet jy net jouself daar weer sit vra, hoe het jy geleer om te bid? Dink gou terug, of onthou jy die oomblik waar iemand jou geleer het hoe om te bid? En ek dink, meeste van ons gaan sê, maar ek weet nie. Jy kan dalk onthou wanneer jy begin bid het, of wanneer jou pa jou toegelaat het om vir die kos te bid aan tafel, maar nie noodwendig hoe jy geleer het om te bid. En ek dink, dan kom daar die vraag by my en jou op, en ons wonder by onsself, maar bid ek reg? As ek bid, doen ek dit reg? En ek dink ons het ongelukkig 'n baie beperkte prentjie in ons gedagtes van wat gebed eintlik is. En vir wat gebed eintlik moet wees. En ek dink, as ons kyk na my persoonlike reis met God. As 'n kind was God vir my scary gewees. Soos ek het gevrees vir God, ek het gevrees vir die hel, ek het gevrees vir die wegraping om plaas te vind. God was 'n scary konsep gewees. As 'n tiener, obviously is dit nou lekker, so God was my homie gewees, soos ons het lekker chats gebou. As 'n young adult, is dit hierdie tyd in jou lewe waar jy 'n klomp vriende en dit gaan lekker, en ek het God met dieselfde approach benader. God was net my vriend gewees. En toe is ek getroud, toe het God my 911 geword, gereeld by hom ingecheck, en as dinge verkeerd loop, dan wat doen ons? God help! Is dit nie so nie? Maar soos wat tyd verby gegaan het, het ek besef dat God is nie my homie nie, hy's nie my cool dude nie, hy's nie my vriend nie, hy's nie my 911 nie, hy het besef dat hy is 'n heilige koning. En as dit jou perspektief is, verander dit die manier hoe jy bid. Want wanneer Christendom net kultureel word die koning net algemeen, en ons benadering tot gebed word gemaklik. Dit word very casual. En dit bring my na my eerste punt. Onthou met wie jy praat. Jesus kom en hy kom leer ons hoe om te bid, en ek wil hê dat ons weer Matteus sal opsit, hierdie skrifgedeelte, en Matteus 6 vers 9 tot 13, as jy Bybel het en jou eie vertaling wil lees, kan jy so maak. Dit sê, bid dan soos volg: Ons Vader in die hemel, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil hier op aarde uitgevoer word soos in die hemel. Gee ons die porsie brood wat ons vir vandag nodig het, en vergeef ons sondeskuld, soos ons ook ons skuldenaars vergewe het. Bewaar ons ook, sodat ons nie aan die verleiding sal toegee nie, maar bevry ons van die greep van die bose. En hierdie is die bekende gedeelte waar die disippels kom en hulle vra vir Jesus, hoorie, maar hoe moet ons bid?
En hy kom en hy gee vir hulle eers 'n goeie instruksie van wat dit nie is om te bid nie, en dan kom hy en dan sê hy, maar hierso is vir jou 'n goeie voorbeeld van hoe om te bid. En as ons kyk hoe Jesus hierso bid, dan is dit nie gee my nie, dit is nie help my nie, dit is nie seën my nie. Hy begin by ons Vader in die hemel, laat U naam geheilig word. Daar's vir my intimiteit rondom die postuur waarna hy is teenoor die Vader. Daar's ook vir my eerbied, van hy kom, laat U naam geheilig word. En Jesus kom en hy kom herinner ons, dat gebed is nie net wanneer ek en jy met God praat nie, gebed is wanneer ek en jy in 'n naderende posisie kom teenoor die Heilige Koning. So wanneer ek en jy bid, wie dink jy sit aan die ander kant van die gesprek? Wat is jou perspektief rondom wie is God? Wie is hierdie Vader? Is jy op 'n plek waar jy werklik kan kom en sê ek nader tot die Vader, of is jou prentjie van die Vader so verwronge dat jy sukkel om na hom te nader en om te sien as 'n Vader? Wie is die een aan die ander kant van jou gebed? Wanneer ons begin vergeet wie God is, begin ons hom behandel soos iemand wat daar is net om my en jou probleme op te los. Maar ek wil vandag vir jou wel sê, hy is nie net 'n koning nie. Hy is die koning. Hy is die een na wie ons toe moet nader. Nommer 2, sy koninkryk is groter as my en jou behoeftes. Kom ons wees gou eerlik. Elkeen van ons het behoeftes. Sê gou vir die ou langs jou, ek het 'n behoefte. En dan sê vir die ou wat dit vir jou gesê het, sorry, ek kan nie daai behoefte vervul nie. Die ding is, ek en jy worry oor alles. Daar's klomp goed in ons lewe waaroor ons worry, right? As jy enkellopend is, dan worry jy, gaan ek ooit trou? As jy getroud is, dan worry jy oor, gaan ek dit maak? As jy werkloos is, waar gaan ek werk kry? As jy werk het, worry jy of jy afgedank gaan word? En ek dink die belangrikste vraag waarmee ons almal stoei is, waar gaan ons gaan eet? Dis iets waaroor ons worry. Ek en jy het regte, egte behoeftes. Ons het. Ons is mens. Ons het. En ek wil vir jou sê, God gee om oor jou behoeftes. Hy doen regtig. Maar Jesus kom sê vir ons in Matteus 6. Kom sê hy, julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. En hier is die kruks. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Hy weet wat jy nodig het. Hy weet wat jy kort. Vraag is, vertrou ek en jy hom met, okay, hy is besig om daai uit te sort. Ons het vanoggend gesing, even when I don't see it, you working in die background. Trust jy dat hy besig is om te werk? Is jou fokus op, ek soek eers die koninkryk van God. Want dis die ding, God sê nie jou behoeftes maak nie saak nie. Hy sê hy weet presies wat jy nodig het. Maar ek dink hy wil jou aandag op iets baie groter rig. En ek dink ons mis dit so baie, want ons raak so in ons eie dinge opgesweep. Ons het desperaat die koning nodig. So wanneer ek en jy bid, dalk moet ons nie vra, God, wat wil U vir my doen nie? Maar dalk moet ons eerder vra, God, wat wil U in en deur my kom doen? Die derde ding, sy wil is beter as my en jou plan.
Ons leef in 'n wêreld wat sê, bou jou brand, maak naam vir jouself, vestig jouself net, just push through, make it happen. En ek dink nie daar's enigiets verkeerd daarmee nie. Ek dink it's good. Maar die probleem kom wanneer my en jou planne ons koning word. Dis wanneer die probleem inglip. Want dan gebeur daar iets. Ons hou op om God te ontmoet en ons begin om God te probeer bestuur. En dit is vir my scary, hoe maklik dit gebeur. Sonder dat ek en jy dalk intentioneel dit so probeer doen. Gebeur dit dat ons ophou probeer om God te ontmoet. Ons begin om hom te probeer bestuur. Ons bid gereeld iets in die lyn van, God seën my plan, maak hierdie deur vir my oop, maak daardie deur dalk toe, seën my finansies, fix my kar. Maar eintlik sê ons, God, hier is my plan, kan U asseblief my plan seën? En ek dink een van die beste voorbeelde in die Bybel vir my met dit is die toring van Babel. Genesis 11 vers 4. Kom ons bou vir ons 'n stad, sodat ons vir onsself 'n naam kan maak. Dit was hulle probleem. Ons naam, ons plan, ons koninkryk. Die Ziggurat was hulle poging om op te gaan om God te ontmoet. Maar eintlik wou hulle God afbring sodat hy hulle planne kon seën. En ek dink ons doen soms presies dieselfde ding. Maar Jesus leer ons, laat U koninkryk kom. Nie laat my koninkryk kom nie. Hy sê ook, laat U wil geskied. Nie laat my wil geskied nie. Vierde ding, God se koninkryk gaan oor meer as net jou. Ja, ek en jy speel 'n rol in sy koninkryk. Maar wanneer Jesus sê, laat U koninkryk kom, gaan dit nie net oor jou lewe nie. God se wil is baie groter as net jou lewe. En dis dalk nie lekker om te hoor nie, want ons is mense en ons like dit as dit oor my gaan. God se hart is om die gebrokenes te herstel. Sy hart is om gewondes te verbind. Sy hart is om mense te red. Sy hart is om mense met hom te versoen. In elke stam, in elke taal, in elke nasie, in elke ras. Dis sy koninkryk. Het gaan nie net oor my en jou toekoms nie. Het gaan oor sy koninkryk. Hy is die koning. So ek wil jou challenge dat ons ophou om aanhoudend net te fokus op hoe God my moet seën. Maar dat ons dalk eerder fokus op, Here, hoe wil U my gebruik? Wat wil U in en deur my kom doen? Nog 'n voorbeeld in die Bybel wat ek wil aanhaal vanoggend is die boefretrek. En ons sien in Handelinge 2 die disippels wag. Hulle probeer nie God beheer nie. Hulle sit en hulle wag op sy belofte. En dan kom die Heilige Gees. Mense van verskillende nasies hoor die evangelie in hulle eie taal en Petrus staan op en hy begin preek. En 3000 mense word bygevoeg tot God se koninkryk. En ek wil hê dat as jy nou die storie hoor en jy dink aan die storie van Babel, wil ek hê dat ons gou net die kontras moet trek tussen die twee. Want Babel sê, maak ons naam groot. Die boefretrek sê,
laat sy koninkryk kom. Babel sê, ons wil God beheer. Die bovertrek sê, ons wag op God. Babel sê, dis ons koninkryk. Pinksterdag vertel die storie, dat dit is sy koninkryk. Vyfde punt, wil ek jou vandag challenge mee, is lê jou koninkryk neer. So hierso is my vraag vir jou. Wie is die koning van jou lewe? Want ek wil vandag vir jou sê, jy kan Jesus as jou verlosser hê, maar jy kan ook steeds besig om te probeer die koning van jou eie lewe wees. Ons sê, Jesus red my. Maar soms sê ons, Jesus, bly asseblief uit hierdie deel van my lewe uit. Hierdie deel het ek uitgefigure, of ek wil nog so rukkie in beheer wees hier. Ons wil 'n verlosser hê. Soek 'n Here, 'n ridder op 'n wit perd. Maar ons sukkel om aan ons koning alle gesag oor te gee om te heers oor ons lewe. En al hoe dit gebeur, soos ek en jy gereeld kom, by hom sit, tot hom nader, sê, Here, hier is ek. Ek is hier om te hoor. Ek is hier om te leer. Ek is hier om my lewe oop te stel, dat jy kan kom wegsny wat nie moet wees nie. Dat jy kan kom insit wat nodig is om hier te wees, sodat ek 'n verskil kan maak in u koninkryk. Nie my planne nie, nie my koninkryk nie, maar u koninkryk. So as ons kyk nou, hoe bid ek? Dink ek dat jou gebedslewe gaan baie vinnig uitwys, of is God werklik die koning van jou lewe? Kom ons sluit die oë. Here, ek weet dit is maklik om distracted te raak en opgesweep te raak in die dinge wat om ons aangaan. Maar Here, ek wil kom vra dat wanneer ons tyd maak om te bid, wanneer ons tyd maak om in u teenwoordigheid in te kom, Here, dat dit nie net sal wees dat ons sal kom met ons checklists en ons lysies en vra dat u ons sal bless nie, maar ek bid dat ons in 'n postuur sal kom waar ons net instap met vertroue dat ons weet dat u daai goed sal uitsorg, maar dat ons fokus sal skuif na u koninkryk. Na u koninkryk, dit wat u wil doen. Daar waar u wil beweeg, daar waar u my wil gebruik. Here, help ons om gefokus te wees wanneer ons in die teenwoordigheid is. Wanneer ons tyd maak om te bid, dat ons nie distracted sal raak deur die daaglikse goedjies van ons lewe nie, maar ek bid vir 'n bo-natuurlike fokus wanneer ons by u kom sit. Dat ons sal kan hoor as u praat, dat ons sal sensitief wees vir u stem. Here, ons is lief vir u. Ons kom vanoggend en ons bring al ons lof, al ons aanbidding, bring ons na u toe. Want u is ons heilige koning. In Jesus naam. Amen.